Shalom. Welkom vandag hier. Kom sit net weer rustig. Voel hoe jou asem stadig die ritme van hierdie oomblik vind. Laat jou skouers ontspan. Laat jou hande rus in jou skootdonk. Hier hoef jy niks te bereik nie, niks te vermag nie, niks te bewys nie. Jy kan eenvoudig net hier wees. Vandag gaan ons nie net 'n Bybelverhaal lees nie. Ons gaan daarin woon. Nie om meer feite te ontdek nie, maar om Christus toe te laat, om ons manier van kyk te verander. Ek nooi jou om jou oë toe te maak. Verbeel jou, jy stap vroegoggend deur 'n tuin. Die lug is nog koel. Daar hang dou aan die gras. Voëls begin sing. Dit is stil. Die wêreld voel of dit nog besig is om wakker te word. Voor jou sien jy 'n vrou. Sy huil. Haar skouers hang. Sy het alles verloor. Ten minste. Sy dink so. Sy het die graf besoek. En nou is selfs die liggaam weg. Sy kyk om haar rond. Sy sien iemand. Sy dink, dis die tuinier. 'n heel gewone man. Miskien met stof aan sy voete. Miskien met hande wat na plante ruik. Hy vra net een vraag. Waarom huil jy? En dan nog een. Wie soek jy? Bly vir 'n oomblik in hierdie toneel. Nie haastig wees nie. Voel die oggendlig. Ruik die aarde, die varsheid van die oggend. Hoor die voëls. Sien die vrou. Sien die tuinier. Wat merk jy op? Nie wat jy reeds van hierdie verhaal weet nie. Wat sien jy nou? En dan gebeur iets merkwaardigs. Hy noem haar naam. Maria. Net een woord. Haar naam. En skielik verander alles. Nie omdat Jesus verander het nie. Hy was die hele tyd daar. Maria verander. Of dalk haar manier van sien. Die tuinier word die Here. Die gewone word heilig. Die dood word lewe. Die tuin word die begin van 'n nuwe skepping. Veel keer gebeur dit ook in ons lewe. Ons kyk, maar ons herken nie. Ons sien net 'n moeilike kollega en God sien 'n mens wat dors is na genade.
Ons sien net nog 'n besige dag. God sien honderde geleenthede vir liefde. Ons sien net ons eie mislukking. God sien iemand wat nog besig is om gevorm te word. Miskien is die grootste wonderwerk nie dat Jesus opgestaan het nie. Miskien is dit dat hy geduldig bly staan totdat Maria hom uiteindelik raak sien. Ek wonder, waar staan Christus dalk vandag in jou tuin, sonder dat jy hom herken? In 'n gesprek, iemand se vriendelikheid, in jou eie moegheid, in 'n oop deur wat jy nog nie raak gesien het nie, in 'n stilte wat jy probeer vul, met woorde probeer vul. Moenie probeer antwoord nie. Laat die vraag net by jou bly, in jou bly woon. Kom ons sit nou vir 'n minuut of wat net in stilte. Stel jou voor, jy staan steeds in die tuin. Moenie rondloop nie, moenie soek nie. Wees eenvoudig, net teenwoordig. En luister. Miskien wag Christus net om jou naam uit te spreek. Kom ons sit so in mekaar se stilte. Kom ons bid dan ook saam. Opgestane Here, hoe dikwels kyk ons sonder om raak te sien. Hoe maklik noem ons U die tuinier, terwyl U reeds die lewende is. Dankie. Dankie dat U nie moed opgee met ons blindheid nie. Dankie dat U ons by die naam ken. Leer ons dan om stadiger te kyk. Leer ons om langer te bly. Geef vir ons oë wat die gewone wêreld as heilige grond begin sien. Wanneer ons môre deur ons eie tuin stap, help ons om te vra, waar is U reeds teenwoordig? En wanneer U ons naam fluister, gee ons dan die genade om U te herken. Amen. Wanneer jy vandag verder gaan, probeer om nie alles
is dadelik te verklaar nie. Kyk nog 'n keer. Luister nog 'n keer. Bly nog 'n oomblik langer. Vertoef. En dit mag wees dat die een wat jy as die tuinier aansien, reeds besig is om jou naam te noem. Shalom.